Ons volgende gas is een van Suid-Afrika se gunsteling akteurs. Hy beskryf homself as 'n wannabe rockster en 'n selfverklaarde jou kampioen. Frank Opperman kuier vandag saam met ons regstreeks vanuit die Vrystaat. Hy's daar by die Vryfees in Bloemfontein, waar hy nie net een nie, maar sommer 3 produksies op die planke het. Frank, hartlike goeiemôre en baie welkom hier saam met ons. Hallo Pieter Koen, ek het vir jou jare laas gesien, gaan dit goed? Dit gaan met my baie goed. Ek weet nou by die onlangse in die Boskunstefees het ons verby mekaar gedraf, nooit die kans gehad om hallo te sê nie. Maar met dit kom ek val sommer in die deur. Ek wil net gou een ding uitstryk. Die belangrikste vraag natuurlik, het jy regtig vir Jackie Chan uitgesorteer en op sy plek gesit? My seun het so 'n dokkie gedoen en hy wys so 'n klip daarvan en toe hy dit slow-mo, toe kon 'n mens sien dis 'n Chinese dubbel wat die finale kop gedoen het. Maar ek het vir Jackie, ek het hom geskop. Ja, daar sy. Love it. Piks ingesond. Frank, jy toer tans met 3 heeltemal verskillende stukke. Hoe op dese aarde kry jy dit reg om net dieselfde teks by dieselfde stuk te hou en nie dat die een met die ander een deurmekaar raak nie? Nee, een is maklik, een van hulle is 'n reunie, dis so 1 man vertoning, maar die ander 2 is die een is die storie van Adam en Eva en die ander een is 'n storie Cry Baby met altyd ek babas te doen. Weet is nou pop babas en al wat ek weet, die een met die koppie aan die een kant wees, die ander een met die koppie aan die ander kant wees. Dis al wanneer ek daai oomblik van paniek in gaan is, okay, die baba se kop aan die regterkant. Jy weet aan die regterkant. Nee, ag, dis maar wat 'n ou doen, terwyl mense ook energie en krag het, man, dan doen 'n ou hierdie goeders en ek is 'n groot fan van teater en ek het Kaap toe getrek so 4 jaar terug. So ek werk nou maar met al die Kaapse mense, die Cry Baby een wat ek doen, is iemand, dis net 'n klomp jong mense, ek werk so lekker saam met hulle en dan ek en Margit, Dowwe Dolla of sy's deesdae ouma, doen nou die ander een, maar wat ek eintlik die hele tyd op die pad mee is maar my eenman vertoning. Dis die ding wat ek nou die meeste doen. Reunie speel ook af by 'n skoolreunie waar die oud matrieks mekaar behoorlik bloot lê. Hoekom dink jy tref hierdie storie mense so diep? Jy weet, al lag hulle self natuurlik in 'n paapie in. Ja, ek dink almal was op skool, jy weet, en as jy so 70% mense het matriek, so almal wat op skool in 'n matriek was, kan so half met aanklank vind by die storie. Dit is maar net 'n matriekreunie wat 'n 40 jaar matriekreunie wat as gevolg van COVID 'n 46 jaar reunie geword het. En dan speel ek nou al die verskillende. Ek is 'n one man matriekreunie. Dis al wat hoe mense dit kan beskryf. En is geskryf deur ou Dana Snyman. Ek bel hom eendag en ek sê vir hom, "Isie man, ek het hierdie idee van ek en hy werk al 20 jaar saam. So ek bel hom, ek sê, "Hoor jy, ek het hierdie idee van 'n reunie." Toe sê dan vir my nie, maar hy was 2 weke tevore by sy eie reunie. Dis ek vir hom, "Okay, daar's ons bly." En toe begin ons en sit hom aan mekaar en ja, dis nou al 3 jaar later wat ek hierdie land letterlik plat toer met die ding. Jy sien, dis nie dat hulle nou net begin het nie. Soos jy sê, 3 jaar en 4 jaar en langer. So ek geen wonder jy sukkel nie om seker te maak dat hulle nie oorvleuel nie. Sê net gou vir my, Cry Baby is weer 'n perd van 'n ander teer, bietjie donkerder en meer absurd, maar ook met 'n sterk boodskap. Wat het jou na hierdie teks toe aangetrek en gelok? Want waar in jou lewe gaan jy 'n 4-jarige seentjie speel? Cry Baby dan oor 'n 4-jarige seentjie wat by die kleuterskool sit, klein Samuel. En dan kyk hy na sy juffrou se iPad, na die nuus. En dan gaan hy in skok en hy word 66 jaar oud in 10 sekondes. En dan is Cry Baby die storie van hierdie klein seentjie Samuel wat hy weet nie mooi waarom in te pas. Ja. Hoorie en Jan, jy het nou haar naam genoem.
Dan is daar nou die eerste vir alles waar Adam en Eva na al die eeue steeds probeer uitwerk hoe die huwelik werk. Hoe geniet jy dit? Dan is dit jaar oud. So daar's daarom 'n verskil, die een karakter is 4, die ander een is 500 jaar oud, so dit maak dit daar 'n bietjie makliker om te onderskei. Sê gou vir my, en jy en Margriet, julle werk lekker saam met die Adam en Eva enetjie, of wat is die ene, die eerste keer vir alles, of so? Lekker ook enetjie om aan te speel? Ja, ag, ek en Margriet ken mekaar al vir soveel jare. Ek het al so baie kere by die boer al in my lewe opgetree. En toe het ons net besluit, hoorie, ons moet daarom 'n toneelstuk een of ander tyd saam doen, en toe kry ons vir Wessel Pretorius wat die mooiste teks aan mekaar gesit het. So dis maar net daai is die storie van Adam en Eva wat die eerstes was wat alles ervaar het. Maar na al die jare in die bedryf, wat is dit wat jou steeds opgewonde maak om net elke dag op die verhoog te kan wees? Mense is net so dankbaar dat 'n ou daar moet spring vir 'n lewe. En ja, mense is net bevoorreg om, want dit gaan rof, hoor jy die televisiegoeders, hierdie ander mense wat die kanale oorgeneem het, dit gaan rof in met die Afrikaanse televisie en filmbedryf. So ek is maar 'n ou, die laaste 20 jaar doen ek meestal teater. Nou en dan doen ek ietsie televisie, maar ek is 'n ou wat man, en ek klim in my kar en ek ry en ek laai ligte in en ek gaan perform, kerksaal, skoolsaal. Dis wat 'n ou doen. Soos in die ou dae, back to basics, AI is nie betrokke nie. Jy gaan staan daar voor, dominee kondig aan, hy almal skakel dit binne af. Jy ken die storie, jy self dalk baie getoer in jou lewe. Dit is maar daai, almal sit, ligters word afgeskakel, lights kom aan en daar's 'n konsert. Terwyl die tyd ons inhaal, Frank, nou van Suid-Afrika, in Suid-Afrika het jy al van die mees geliefde karakters vertolk. Is daar een rol wat vir jou altyd 'n spesiale plekkie sal hê, of dit nou op die verhoog of vir televisie was? Ag, daar so is natuurlik ou Boet van Orkney, Snorkney, Boekie Orsie Wapsie, daai ene. Hy loop maar nog steeds saam met ou. En daai goeters, ons het die loods episode amper 40 jaar terug gemaak. So ja, dis so iets wat saam met ou bly. En dan het ek natuurlik ook, ons het so 'n reeks onlangs gedoen, Nêrens Noord-Kaap. Dit was vir my, weet jy, van 'n ou uit 'n sweetpak na 'n ou met 'n kierie. Dit was ook vir my baie spesiaal om saam met Nico Skeepers en daai span te werk aan Nêrens Noord-Kaap. En dan is daar ook, daar's 'n Koek 2 op die oomblik wat op TV is. Dis ek het amper vergeet. Dit was ook een van my gunsteling sleg karakters. Daai wat jy so 'n sleg ding speel. Ja, Koek 2. Mense moet hom nie misloop nie. Hy is ook 'n lekker show dan. Ons sal verseker uitkyk daarvoor, en ook as jy in die Vryfees omgewing is, maak 'n draai by nie net een nie, maar sommer al Frank se produksies. Dankie dat jy saam met ons gekuier het vanmôre, Frank. Ongelukkig alwaarvoor ons tyd het, en dan ook vir jou wat saam met ons hier die môre weer aangevat het, die dag lekker gemaak het. Ons sien julle weer maandag. Van my en die res van die span, mooi bly mooi, en sorg dat julle nooit ophou droom nie. Lekker dag.